Arjen het dikwels gevoel dat sy daaglikse werk die moeilikste stryd was. Hy het geklag oor lang ure, altyd moeg gevoel. Jy weet nie wat werklike inspanning is nie, het hy een aand gesig, terwyl hy na sy vrou, Breya, gekyk het, wat hul eerste kind verwag het. Breya, uitgeput van die konstante veranderinge in haar liggaam, het niks gesê nie, maar 'n wyse buurvrou, mevrou Raue, het sy woorde gehoor en hom genooi vir 'n gesprek in die park. Sy het hom 'n klein, swaar klip gegee. Dra hierdie klip die hele dag, Arjen, het sy met 'n sagte glimlach gesê. Dan sal ons oor inspanning praat. Arjen het die klip oral gedra, en gevoel hoe die gewig elke uur zwaarder word. Sy rug was seer, en sy bye het donker geword. Hy kon nie sy eenvoudige maaltyd van rys en groente eet sonder om daardie pynlike las te voel nie. Dit is vreeslik, het hy uiteindelik geskree, en die klip met 'n slag laat val. Daardie klip is soos die lewe wat vroue dra, het mevrou Raue verduidelik. Nie net 'n paar maande nie, maar vir 9 volle maande, verander hulle hul liggaam en hele lewe vir 'n nuwe siel. Sy het stilgehou, haar oë was vriendelik, en dit is net die begin. Hulle bestuur die huis, sorg vir die gesin en werk dikwels buite, alles terwyl hulle onsigbare laste dra. Arjen het met nuwe oë na die swanger Breya gekyk. Hy het uiteindelik verstaan dat die sigbare veranderinge, soos die dra van 'n baba, net een deel is van 'n vrou se lewenslange toewyding en krag wat 'n man se daaglikse stryd ver oortref. Hy het huis toe geloop en dadelik sy vrou om verskoning gevra, en beloof om haar groot krag elke dag te eer. Respekteer altyd vroue en eer die ongelooflike inspanning wat hulle in die lewe insit, van die kleinste vriendelikheid tot die groot wonder van die skepping. Hul reis verdien ons diepste dankbaarheid en respek. Teken in op Afrikaans Repo en lewer kommentaar. Ek respekteer haar om hierdie belangrike les vandag te versprei.